Goeiemiddag almal. Ek het nou so lekker geslaap, ek sien nou hier so die mekaar is die hare. Ja gewoon, vroukie het gesê, kom trek vir jou gemaklik uit, want ek sien jou oë val toe en ek is bevrees voordat ek nou uit die gemaklike pyjamaatjies uitgekom, toe is my oë klaar weg en toe is ek weg en toe, nou ja, toe los hy my nou maar. Maar hier sit ons het nou 4 keer opgesteek. Ek het intussen my pypie gestop en ek hoop ek kan hom gemaklik aansteek vandag, want ek dink my vermoë om die pyp en vuurhoutjie so vrot te hanteer het nou versleg. Maar in elk geval, kom laat ons maar weer probeer. Ok, hier gaat ons. Ek is baie lief vir hierdie ou pyp van my. Lekker. Nou ja, so het die lewe toe nou vir my aangestap. Uiteindelik is ek klaar met hoërskool en Stellenbosch wag. So, waaroor gaan ek koop? Gaan ek praat? Klere koop. Kyk, ek was op my beste nog nooit modebewus gewees nie. Dit is maar 'n ding wat so met die tyd toe ek nou volwasse begin word en ek nou moet aantrek ten minste vir skool. Toe het ek nou begin mooi kyk na wat ek koop en wat ek dra en al so. Maar in elk geval, ek het in my hele hoërskoolloopbaan het ek 'n bruin hemp, bruin broek, bruin sokkies, 'n bruin baadjie jas, dingetjie corduroy en bruin grasshoppers gedra. Dit was dit. Nooit 'n jean gedra nie, ek het nou kan my gedink jean is baie common en ek weet nie waar ek daar aangekom het nie, nou dra ek jeans baie lekker, maar in geval wat so moet ons nou gaan klere koop. Ek moet daarom nou die bruin ensembletjie van my moet daarom nou afgeskaf word, weggegee word, want ek het uit dit uitgegroei, maar die naad het elke jaar 'n bietjie verder uitgesit hier in die agterkant en in geval, so het my pa, my ma, my toe nou in die kar gelei, ons gaan nou vir die kind klere koop, dat hy dan nou net iets het vir Stellenbosch. Ma se idee van wat studente dra op Stellenbosch het heeltemal verskil van wat die werklikheid was. Nee, boetie, ons moet nou vir jou, jy moet nou mooi netjies 'n broek, mooi netjies 'n hempie daarby, ons moet vir jou das, baadjie en so, want dit is so studente. Nou, ai, foei tog. Moeder, sy het so goed bedoel. Sy was so 'n liewe mens. Van so is ons toe nou by die winkel gekom. En ek was nou die een wat nou die klere moet kry. Ek was nou al gedink het aan die kleurskema. En is nou net so goed jy sê vir 'n hoender, dink wat jy gaan pik. In elk geval. Ek is nee mamma, ek moet 'n bruin langbroekie, ek moet 'n blou langbroekie, ek moet 'n groen langbroekie en wat se kleur is daar en ek sal nooit vergeet nie. En ons kom en ons gaan so deur die kleurskema daar in die winkel. Camel. Camel was daar so hard geweest deur die jare, mense. In elk geval. Saam met die groen broek is daar 'n groen hemp gekoop en 'n groen das, groen sokkies. En natuurlik dit moet sommer gaan by die grasshoppers wat ek daar nou al bietjie gedra het. So ons hoef nou nie nuwe skoene te koop nie. Saam met die blou broek was daar 'n blou hemp en 'n blou skakering van das saam met die grasshoppers. So julle kan nou indink hoe koekig is ek toegerus. Maar boetie ma se kind, jy moet daarom nou ook 'n baadjie hê. Mense, en ek het hierdie besigheid so staan en kyk en by myself en ek hou nie van die klere nie. Maar ma sy was vasbeslote, haar kind gaan netjies en fatsoenlik lyk op Stellenbosch. Hy moet die familie se naam uitdra, is die oudste, gaan nie kom en lyk nie. In elk geval, so val ma se oog op 'n baadjie. Hy het so half 'n effense verstreperigheid in hom gehad. Maar hy so van,
'n ligwitterige met 'n groen skynsel na 'n donkerige groen skynsel na 'n liggroen, so die strepe, dit is so half in mekaar ingevloei. Dit is net so, jy raak net so bewus van 'n skakering van 'n streepie of iets. Lelik! En daarbij moes ek nou soort van, ek sou dit nou daarom nou by die groen broek en die groen hemp en so kan dra. Die ander is ek so 'n bietjie vryheid gegee. Ek hoef nou nie daar by 'n baadjie te dra nie, maar daar is dan ook nou 'n truitjie of 2 dan nou gekoop. Mense, 'n paar skoene, aaklig. Maar in elk geval, dan net die gras op is ook 'n bietjie ruskans gee. Maar soos ek toe nou met die pakkasie is ek toe nou Stellenbosch toe. Ag herde, toe ek daar kom, toe loop die studente met plakkies, kortbroeke en t-shirts gaan hulle klas, hier loop ek koek met my klere. Maar wat nou die ergste was van die broeke, dit was 'n krimpelien polyester, sulke plastiekbroeke gewees. As daar 'n koeltjie, 'n sigaretkoeltjie op hom van, dan brand hy vir jou so 'n plastiek gaatjie en dit uitsmelt so, hy smelt. Maar dien. Ek het daai klere se gate, se gaaie, wat jy dit ook al sit vlak, ek het dit blink gesit. En jy hoef amper nie as die goed te gestryk het, hulle is sommer so reg uit, klaar gestryk uit die was uitgekom. Daai soort van, ja, dit was my verskriklik geweest. Maar in elk geval, en toe, sê ek nooit vergeet ek, toe ek onthou ek byvoorbeeld, nou soos eerste jaar, in jou eerste jaar, in jou eerste kwartaal, dan moet jy nou baadjie as, ag man, daar het ek toe moes nou sommer 'n baadjie en 'n klomp dasse. En so ek was vir die eerste kwartaal was ek toegerus, maar my mens, die sweet, dit was af, want dit is warm in Stellenbosch. En ons mag nie sonder baadjie loop. Ek was nou maar baie konsensieus, ek was verskriklik bang geweest vir die seniors, en ek weet nie wie die seniors sê, ek is in dagbreek, ek weet nie wie sien my en wie sien my nie, ek weet nie of iemand my gesig gememoriseer, so ek het my toegedraai en toegewikkel in daardie klere, toegestrop, net die gedood van die hitte nie. Maar in elk geval so eindgoed, alles goed, soos die eerste kwartaal toe daarom nou verby, en ja, toe kon ons nou sonder die ou baadjiekie gaan. En toe op 'n stadium, toe het ek nou so, ek het dan oor Desember het ek nog gewerk in die koöperasie, en vir my eie sakjakkie, ek het net so oor R1000 sakgeld gekry, ja, ek was so 6 weke, dan kry ek so oor R1000. En daai R1000 het my deurgesien deur die hele jaar, dit is my sakgeld, en daarvan het ek onder andere nog my klere ook gekoop, en ek sal nooit vergeet nie, toe is nou baie mode, daar was 'n acteur, Reino Hatting, hy het later in Konings ook gespeel, maar toe is hy nou heel wat ouer, maar toe is hy nou jong man, hy het in 'n paar rolprente in Suid-Afrika gespeel, teenoor Sybil Coetzee, dink ek, ek wil nou sy dit nog kan onthou, maar in elk geval, maar Reino, was nou 'n soort van 'n bietjie van 'n trendsetter gewees oor hoe jou broeke moet lyk en moet sit in elk geval. Nou toe was nou later 'n spottery gewees, maar die broeke moes styf sit. Baie knopperig gelyk. In elk geval ook 'n broek gekoop. Lekker styf gesit. Alles mooi vas by mekaar gehou. Nou kyk ek nou hier op my ou dag na die foto's en dink ek by herder. Kyk hoe lyk jy in die bloody broek. Jy kan skaars toemaak, maar dit was die mode, so moes dit sit. In elk geval, so ek het op 'n stadium die mode baie slaafs nagevolg. En ek het dan toe nou daartoe ook begin uitkyk vir 'n mooierige hempie, ietsie ligs en so ek het twee sulke mooi katoen hemde gekry op sy. Een het so 'n skakering van blouerigheid in hom gehad en so die ander een, ek kon nou maar nie lekker wegkom van die brein nie en so effens 'n skakering, 'n ligte streepie van bruin in gehad. Maar ek kon dit daarom so van in my oog saam met die groen broek dra. Maar mense,
Nadat is die bruinbroek is opgedra. Die blou broek is opgedra. Of laat ek sê, gebrand. Want ek het toe moes nou begin rook. Maar daai flippend groenbroek, ek het vir hom gedra 6 jaar lank op Stellenbosch, en ek kon hom net nie opkry, maar ek het 'n aardige gevoel, wat die broek bekeer, ek sê, hy het ongelukkig nie 'n gaatjie gebrand, ek sou ook nou nie aspris 'n gaatjie gebrand in die broek nie, ek was aan respecte vir my pa se geld, maar ek sal nooit vergeet die, daai dag, toe ek van Stellenbosch af gepad na 6 jaar, ek het daai broek eenkant gesit, en ek het net vir myself gesê, in my lewe sal ek nooit weer groen dra nie. Maar die tyd het intussen 'n bietjie verander. En daar's nou mooi groenige kleure op die mark. So, dit was toe nou my universiteitstoerusting. Nou kyk ek party daar hierso op die staan, hierso deur my klerekas. Ek het op Kimberley vir my so lang dun dassies gekoop. Dit was op 'n stadium vreeslik modes. So 'n paisley. Wat ek vrek oor 'n paisley das. En ek het toe op 'n stadium het ek net wit hemde gedra, en dan kon ek nou al my mooi dasse, want ek het regtig vir my later baie mooi das, daar al daai goed met die diagonale strepe, het ek ontslaag geraak en daarom bietjie meer fatsoenlik begin raak. Maar nou sit ek met 'n klerekas vol dasse, mooi dasse. En ek dra die goed nie meer nie. Die afgelope 10, 12 jaar al dra ons nie meer dasse skool toe nie. Ons kan so informeel gaan. Daar is dan redelike reëls en regulasies wat ons kan en wat ons nie kan dra nie. Maar dra al vir jare nie meer das nie. Gaan sonder das kerk toe. Jy gaan selfs na 'n begrafnis toe sonder das. En so, maar daar is daarom nou 'n jong man in die huis, hy het so begin grawe onder my dasse en die dasse begin dra. En maar ja, so, maar nou wil ek gou gaan stil staan by die dames. Jy weet, ek sal nooit vergeet nie, die rokke was op 'n stadium daarom baie kort gewees. Met stop. En ek sal nooit vergeet nie, ons het op Beaufort West, toe ek nou so standaard 6, 7 was. Jy weet, nou dis 'n baie gevaarlike ouderdom. En jy weet, jy begin bronstig raak, man. Jy kyk en dan gebeur daar dinge, jy voel iets kriebel nou hierso. Wat gaan nou aan? Jy weet, daai soort van ding. En jy het maar bewus geraak van jou liggaam en al sulke goed. Ek het mos wat elke seun behoort te weet van Dr. Jan van Elfert. En ek toe so een aand toe ek my hande so onder die kussing en sê, voel ek hier's 'n boek. Kyk, haal die boek uit. Wat elke seun behoort te weet. So, dit was die som totaal van my seksonderrig gewees. En my in elk geval so, en ek sal nooit vergeet nie. So staan dit 6 en 7 is daar 'n juffrou gewees by ons by die hoërskool. Hot. En sy het 'n manier gehad om die rokkies net so op die grens. Kyk, en sy was mooi gebou. En sy het so 'n Purdy Bob haarstyl gedra, so 'n donkerbruin koppie. En die halsie was net 'n grensgeval gewees. Ja, 'n gebou soos 'n pou. En dan het sy polvye gedra. Nou daardie tyd was die platformskoene, so 'n platformpie, party was die platform 'n bietjie hoër en dan met 'n hak. En as daai mense aankom, sy het so geloop. En dan loop sy so verby ons seuns met daai, ek sal nooit vergeet, sy het so 'n geelerige rokkie gehad. As hy daai rokkie gehad, dan kwyl ek. Dan kyk ons. En ons kyk en ons volg. En ons volg en ek kyk aan my hel. Ek sal dit my lewe nooit vergeet nie. En ja, dit was die hoërskool. En toe ek in my matriekjaar kom, ek net gou aansteek.
Wat is my wat nie gaan sê, sien nou. Toe ek so in matriek, graad 11, standaard 9, matriek kom toe, is daar nou weer 'n mode. Waar die meisiemense, hulle sulke versierde onderrokke gedaan, die onderrok moes uitdaan. Ek het nie geweet nie. En soos as by een of ander geleentheid by die skool. En daar was so een meisie, sy was altyd so half bietjie voor met die mode. Sy het dit vooruit geloop, sy het altyd geweet, hier hang die onderrok uit. Ja, en ek is so op my senuwees en ek sê vir die ander meisie, ek vir haar sê, haar onderrok hang uit. Nee, toe hoor ek nie, dit moet so wees, die onderrok moet uithang. In elk geval. Maar nou wil ek dan sê, deesdae glo ek daarom, ek het bietjie bygekom, ek het die mode gevat, ek trek daarom fatsoenlik aan, kan nie meer my klere by die jongmans winkels gaan koop nie, moet hom maar by Woolworths, maar in elk geval, maar kyk so party daar wat die jong mense aantrek, ek moet sê, party jong kinders kan ja, al die meisiekinders, jong meisiekinders kan 'n bietjie aandag gee. Dit is nou 'n ou man se mening, maar ek dink party jong meisiekinders kan maar 'n bietjie aandag gee aan wat hulle aantrek. Bietjie luister wat hulle ma vir hulle sê en nie so koppig wees en enige ding aantrek wat hulle liggame nie vlei nie. Ek sal nooit vergeet, by ons in die skool was daar 'n meisietjie gewees. Dit was die mooiste ou dingetjie gewees. Sy het altyd so mooi aangetrek, altyd mooi. Sy was 'n mooi kind en sy was baie mooi. Sy het haarself baie mooi versorg en haar persentasie van haarself, aanbieding wil ek amper sê, haar uitstraling was baie netjies. En sy het altyd so vleiend aangetrek. En dit is nog interessant hoe ek die kind altyd onthou. Want sy het uitgestaan soos 'n seer oog. Sy het stylvol en ladylike aangetrek. En toe op 'n dag kry ek haar ma, vraag hoe gaan dit? Lily was haar naam. Hoe gaan dit met Lily? Nee, dit gaan goed met Lily. Ek sê vir haar ma, Lily het altyd my so mooi gelyk. Pragtig, altyd so mooi aangetrek. Toe sê sy vir my, jy weet, Lily het al haar klere self gemaak. Ek sê, wat? Dis mos makliker om te gaan koop. Nee, Lily het al haar klere self gemaak. Nou as jy vir Lily sien, kyk, Lily is 'n mooi kind. Sy is die enige, wil ek amper sê, jongman se droom. Lily was in die hoërskool, haar ma het vir haar 'n naaimasjien gekoop, en Lily het al daai stylvolle klere wat sy gedra het sy self gemaak. Mooi materiaal, gevrek oor materiaal, en ja, dit is iets wat jy nie kry nie. Ek wonder hoeveel meisiekinders weet hoe om 'n knoop aan te werk. Maar nou ja, dit is nou my een en ander oor mode. Soos jy agterkom, ek was maar verknog aan my graashoppers. Ja, wat sal ek nou vandag sê? Ek het nie 'n meisiekind nie. So wat ek hoef nou nie te worry oor die meisiekind nie. Ek het 'n jong man hierso in die huis en hy het 'n oog vir 'n mooi pak klere en vir mooi skoene en 'n mooi hemp. Hy hou van dit. En as hy uitgaan, dan trek hy vir hom mooi aan. Ja, wanneer dit nodig is. En hy bel van sy pa se voorraad ou dasse. En as ek nou kyk hoe lyk my ou dasse saam met 'n nuwe pak klere, dan dink ek, nee, mooi my kind. Pa hou van die das. Dit was 'n goeie aankoop gewees. In elk geval, dit is nou my bydra oor modes. Moet net ek enigiets verder my vra nie, want ek kan nie vir julle help nie. Ek kyk maar wat by Woolworths is, en dan koop ek maar. Draai my geldjies om, en dan koop ek maar. In elk geval, sterkte, as die salaris inkom, gaan koop julle mooi klere. Lekker aand.